Aware, ja, is Demolish hier zo van Honderhok. Zoals jullie kennen, ja. Hoe sê ons, 'n kwart van die Heidedaalse groep Honderhok. Ja, soos die wat nog nie ken nie. Ons is 'n groep van 'n rapgroep, Afrikaans rapgroep van Heidedaal hier so in Bloemfontein in. Is nou al so die afgelope 2 jaar wat ons so in die mense se oordromme is met hy hardcore boom bap, regte hip-hop musiek. So ek gaan vir my ouens gee dat hulle ook net introduce wie hulle is. Goeiedag allemaal. Ek is bekend as Asterix, a.k.a. die Brain Ninja Lyricist. Een van die members van Honderhok. Ja, man, ons is 'n groep van 4 artists en die ander artist sal homself bekendstel, maar een van ons fellow members is uit uitstedig, ja, hy is uitstedig. Op Boffen. Maar as alles hy nie hier nie, hy's ons represent hom nog steeds en sy views ook en whatever. Maar julle ken hom, julle sal hom nog meer malle sien. Woody woo! Ek lyk my nie self introduce want ek voel mense moet ken wie ek. Ek is Vincent Johannes Johannes Gerardus de Koker. a.k.a. Chico, a.k.a. Indigenous, a.k.a. Kaka. Ja, 4th member van Honderhok, locally based. Wat kan ek sê van Honderhok? Ons naam. Almal wil weet waar vanaf kom die naam Honderhok. Ons het actually begin met musiek maak in die Honderhok. Kort en kragtig, basically. Ja, on that story of on die Honderhok. Ja, daar was 'n room in die huisen wat empty was. En toe Honderhok nou by mekaar gekom as 'n groep. Toe het ons nou die studio daar binne opgeset en begin musiek maak daar binne. En toe het ons dit maar nou net rofweg begin noem, like, omdat ons in die dog se houses, want die room was die dog se huis. Toe noem ons dit maar nou dog house, maar toe besluit ons nee man, maar ons is 'n Afrikaanse groep man, rap groep. En ons wil meer authenticus en meer original wees met ons naam. En toe het die manne rondgespeel met name en toe kom die naam van Honderhok op. En toe die manne dit hoor en toe het dit net vir ons sin gemaak en dit het net geklik en toe gaan ons met dit Honderhok. Dis die Mollische gedagte. Ja, hy is altyd die ou wat met die idees en die goede opkom. Ou die Mollish. Ja, but dis basically waar die naam van Honderhok opgekom het. Maar Honderhok het eintlik begin in 2023 unofficially toe ons die track begin maak het saam met Hemel Besem en die man wat instrumental was om die hele ding by mekaar te sit so Chico, al was hy nie eens in Bloemfontein nie, was in Joburg, maar hy het die hele ding by mekaar gebring en van daar af Dis net straight Honderhok. yeah. As they say, the rest is history. En ja, ons het al 'n lekker journey gehad vir die 2 years. 'n man gaan sommer begin om te sê shout out vir die mense wat ons platform gegee het. First of all, Smalls Lounge, the Weedery, al twee, Brandwag and the one that was in Jerosa, which is now Kennesaw, Rix McMahon, met die grootste en die beste 420 to date, wat massive was. Mense praat nou nog van het. En as maar net lekker om te sien onze mensen beginnen nou te verstaan om te sê we're busy creating our own, but the only way we're gonna succeed as ons mekaar big up, as ons mekaar se shows attend, as ons mekaar se karretjies koop, as ons mekaar se musiek luister. Verstaan jy? Soos nou ons sit met een probleem. Ek sê vir die ouens, ons bly in 'n lokasie wat a couple of thousand inwoners het. Verstaan jy? But right now our YouTube channel is standing on less than 200 subscribers. And it doesn't take much to subscribe, but it's going to take us a long way further, verstaan jy, met die subscriptions. So dat is hoe mense kan begin help om vir ons te support en al die ander local artists in die area aan, verstaan jy. I mean, the kids are creating content now, a lot of kids are coming up, they're making music, but they need the numbers. So as ons net kan leer om ons mense te kan support op social media, en om hulle goede te share, om te subscribe op hulle channels, verstaan jy? Ek bedoel, as jy kan die hele dag jokes sê, the least you can do
in that amidst your day, you can share one of your favorite artists from Haida. It doesn't have to be Honok, but there's a lot of us, and we all need each other's help. Even die artists ook in Haida moet begin samspan. Verstaan, just moet collaborate en allerlei goedes. Die goed van beef en allerlei nonsense. Hy is oorsee so goed. We don't live like that. Maar dan kan nie saam so beef en dan kry jy net iets in die straat. Ons kom nie van daai lewe af. Ek gou. Sien. Yeah. Yes, if ek wil ook maar net so 'n bietjie touch op dit wat Chico gesê het. Ek stem 100% dit wat hy gesê het in terms of die support van kyk in vandag se entertainment industry, it's all about the numbers. Dit gaan nie weer oor weekend vir as daar numbers is en mense follow die ding en dan trend dit automatically. So as Heidedalse mense mekaar kan support in terms of artists, maak nie saak wat dit is nie. Dit kan sport wees, dit kan enige ding wees wat gehou word in Heidedal. Support mekaar en dan sal ons sien die dinge sal begin groei en dat ons sal begin ons eie platforms ook kan create vir die dinge wat ons hou hier en ander mense buite kan en even die authorities, die higher authorities will have no choice but to come and join in en om te kom help, verstaan? So ja man, let's kom ons sit vir Heidedal op die map man. Ja, en dit kan die 6de. Praat 'n bietjie van die 6de daarso. O ja en okay, en van die 6de het ons 'n groot show wat kom. Dit is die 6de September op 'n naweek. Dit is op 'n Saterdag by Nomado Bell Hall en dit begin so van 11 between 11:00 en 12:00. En ons sal nogal like dat Heidedalse mense bietjie kom kyk na die talent wat daar so is en sodat mense kan weet vir hulle self om te sê okay nee man, ons weet ons het talent in Heidedal. Jy hoor nie net mense praat van dit nie. Jy het met jou eie ore sien en jy het met jou eie ore gehoor die musiek, die kwaliteit en allerlei dinge van hier's baie talent in die kassie en die talent nodig maar net bietjie support van ons mense af and then we good to go. Ja. Wat is die event se naam van die 6de? Die 6de. Okay, die event se naam is Cape to Bloom. Die ene van die 5de is Cape to Kimberley en die ene van die 6de is Cape to Bloom. As mense is artists van die Kaap wat afkom en hulle kom daar gaan 'n show gehou word en artists van Bloemfontein of ek kan maar sê Bloemfontein, ja. En artists van die Kaap gaan op een stage perform, maar different art, nog nie saam nie, maar elkeen gaan sy eie items doen op stage. En ons probeer 'n bietjie om 'n platform te create vir reeds soos vir artists om hulle se talent te showcase op sulke events, want daar is nie events wat gehou word in ons kassie op daai skaal nie en op daai magnitude en op daai level nie. So ons sal dit waardeer as ons mense bietjie kan deurkom en die karretjies koop. Ons ook het karretjies as die mense karretjies soek en daar's ander manne ook hier buitekant wat ook karretjies het soos event organisers en al die tipe mense. Die competition wat nog gaan op Facebook. Geef vir die mollies man, dan moet jy praat. Nee. Ja nee, kyk. Ja, dit klink mos of jy wil iets sê. Ja, soos Chico ook gesê het, ons het 'n competition wat ran. Daar's nog die competition hardloop tot die 1 September. Ons het nog soos gister was daar 2 wenners. Hy mense het elkeen 2 kaartjies gewen, so ons het 4 kaartjies weggegee. Volgende week op die 29ste gaan daar nog 'n draw wees. Daar's information op ons Facebook page op hoe jy kan die competition enter. So ons het nog 8 kaartjies om weg te gee, 4 VIP tickets en 4 gewone. So ons sal nog as like as die mense deelneem, verstaan jy, vir al die mense wat ons support al die tye. Kyk, daar is iets wat ons waardeer. Dis hoekom ons hier is waar ons is. Dis ook een van die main redes hoekom ons nog aanhou met die werk. Buitendien dat ons almal, ons het nog 'n liefde vir die ding, maar net kyk as jy daai support kry van die mense of die feeling wat dit jou gee, verstaan jy? En om op nog 'n ding te touch, Afrikaans rap is besig om te groei, soos jy kan sien reg oor die land. Dis so daar moet 'n platform gecreate word vir dit, verstaan julle? Daar's niemand kan dit deny nie. Soos ons sal ook like as die mense net ook kan dit sien wat besig is om te groei en ook die appreciation gee en hy love vir die genre van kyk vir ons dit beteken baie is nie net vir ons as artists ook nie van dit is wat ons agter ook kan los en ek is seker ek is
confident om te sê daar's regtig as 'n mens moet kyk, daar's gehalte musiek wat uitkom. Daar's musiek wat kan kompeteer met van wat beskou word as die beste in die land, verstaan jy? Maar so ook nog ook bygesê dat ons moet saamwerk om mekaar te daai recognition te gee, verstaan julle? En soos ek gesê, niemand kan ons weer deny nie, man. Even institutions ook, en hulle sien ons, maar ons sal daar kom, so maar net met julle support, hy kan ons dit bereik. Boodskap vir festival organisers. Hoe kan ons relationship bou met hulle? Ja, kyk, die ding is maar net, wat ons soek is maar net meer inclusion ook, verstaan jy? Ja, ons sal ook, ek weet, vir ons mense, dit sal ook vir hulle die sense of pride bring, om vir ons ook te sien op groot stages en goed, verstaan jy? En ek meen, soos ek gesê het, hier is gehalte musiek. Daar is die rede hoekom ons nie mag op groot stages is, net soos ander artists en wat. Maar nou, kyk, ons is ook maar net die type mense wat nie nou weer sit en complain nie. Dis hoekom ons waardeer mense soos Kenneth Soul hulle en die wat vir ons hy platform gee, verstaan jy? Van, ons gaan nie nou weer complain nie, ons gaan maar liewer, vir ons is beter om maar ons iets van die grond af te bou. Iets wat ons kan ons eie noem, verstaan julle? Ja. Boodskap vir die my message vir die festival organisers. Hulle ken hulle almal. Hier in die Vrystaat. Ons word ge-exclude. Verstaan jy? En ons is heel regtig geweet nie. Dis hoekom ons nou ons eie goedes push. Dis hoekom ons sê ons mense moet hulle moet nog 'n bietjie wakker raak. Verstaan jy? Dit wat as jy koop kaartjie vir 'n event wat nie die kassie benefit nie, en dit benefit nie is een artist in die kassie nie, maar jy support. En as ons goed is doen en as ons events leeg, verstaan jy, want ons mense sal liewer soontoe gaan as wat hulle na ons toe moet kom. So some of us have been trying to do that, interacting with each other, supporting each other, boosting each other's platforms and each other's ideas. Die festival organisers moet bietjie party toe kom. Verstaan jy? Way back was ons included in Makufe. From being ushers in the theaters, from working at the festivals, from being on stage, verstaan jy, aan al die aspekte. Ons sê nie net, ons wil net artists op die stage nie. Ons wil involved is within the festivals, want ons is ook inwoners van Mangaung. Verstaan jy? En die exclusion, my bro, is it's blatant as daylight. Dit gebeur nou al soveel jare, ons bly klaar. Ek bedoel, verlede jaar het ons 'n minister spesiaal Bloemfontein toe gekom, kom praat saam met die organisers van Limo en van Kufa, en hier is Makufe nou terug. But what do they do this year? Hulle kom nie weer terug na ons toe nie. Ons was daarom gelukkig om ge-include te word deur Homebrew Festival. Verstaan jy? Which was nice. And after the event, the people interviewed us and we said the inclusion was nice because we went there, we did our thing, everybody got a chance. There was an actual mixture of Free State artists, people that we know. Gaan kyk nou die festival posters van nou Aya. En wees net eerlik saam met vir wie recognize jy by posters. Vir wie kan jy my sê wie doen nou goed in die industrie en wie doen wat? Verstaan jy? Ons het nie eens handles van die mense nie. Ons ken hulle nie. So wie is die mense wat hulle kies? How do they come up with those lineups and how do they look past homegrown talent in the Free State? I'm not just talking about Heidenau. Ek praat van Bochabela, ek praat van Rocklands Farming, ek praat van Botshabelo, ek praat van Tabancho, ek praat van de Westdorp, die hele areas. Verstaan jy? Die mense moet begin nou huis toe werk en hulle moet begin die national artists uitlos, want die national artists in hulle respective provinces as hulle local artists. You understand? They get platforms there and they get platforms everywhere because of why? They're trending, they are there, they're picking up the numbers. Now you get somebody on the lineup of a national festival that has nothing, not even music out, nothing on rotation. How do they get that slot? Who are the gatekeepers? Wie kies ernstig? Hulle moet regkom. Wat is die toekomsplanne van Honor? Ja, Honor, as ek mag, ek dink die ander manne gaan ook iets hê om te sê oor dit, maar Honor basically soos nou currently wil ons so baie as moontlik musiek uitsit en genoeg musiek vir ons mense laat as mense na Honor soek of wil kyk, maar daar so baie musiek is dat hulle moet kan indulge in die musiek, verstaan jy? En ja man, en ons wil, hoe kan ek sê, ons wil even
jonger artists wat opkom, young and upcoming artists van Heidedal, wil ons 'n voorbeeld voor wees om laat hulle kan sien dat nee man, dit wat jy op die TV sien, jy kan dit self bekom as jy hard voel dat dis die pad wat jy wil loop en dis waar jy die rigting wat jy in wil gaan, dit is moontlik. Verstaan jy? Because now ons het nie regtig rolmodelle gehad toe ons groot word met artists hier in die Dalle nie. Daar is manne wat ons gehoor het van en gesien het wat musiek maak, maar daar was nooit 'n platform vir hulle nie. So Honahawk se ander mission is ook om 'n platform te create om ander artists to put other artists on, verstaan jy? So ja man, eintlik Honahawk se mission is groot. Hy sien net narrow nie, hy's broad, verstaan jy my punt? Ja. Honahawk het 'n groot mission en part of it is even om die Afrikaanse scene bietjie hier bloem in ons kassie in, because as Afrikaans sprekende kassie. So ons wil hê die Afrikaanse musiek moet bietjie vlam vat man. Mense moet realize dat daar's musiek in hulle se eie taal. Ons het al die jare musiek geluister in al die mense se tale, verstaan jy my punt? Because ons het nie 'n probleem nie, ons is lovely people, ons love everybody, ons luister almal se musiek. So stel dat die mense bietjie ons Afrikaanse musiek ook luister en hoor wat dit ons te sê, want daar is boodskappe en regte boodskappe in ons musiek, verstaan jy? Want mense het altyd ook 'n stereotypical siening gehad rondom hip-hop musiek, want hulle het altyd hip-hop aangesien as dit wat hulle op die TV gesien het. Maar hip-hop is much bigger than that, want hip-hop is actually a revolutionary music en het is 'n music wat baie expressive is. So mense kan you can go wild with hip-hop music, but kan die ander manne ook 'n beurt gee om te sê wat is die Honahawk se doel? Ja, ek wil ook maar net sê op heiding van ons planne vir die future, soos my broer ook gesê het hierso nou ja. Ons plan is eintlik vir nou om net soveel as moontlik musiek net daar buite te sit. Ons dink die industrie het dit nodig, verstaan julle? En om consistent te wees. Ons ek weet nog nie of ek te veel information mag divulge nie, maar ons beplan ook om 'n project te drop, verstaan julle, binne voor die jaar om is. So dan gaan ons vir julle ook iets gee met 'n hele paar songs op 'n hele project. Ja, so dit is in ons planne short term. Maar ja, ons plan is eintlik om long term wil ek sê, nee man, ons wil eintlik maar 'n positive impact los in die game en ons wil daarom ook ons local mense moet inspired voel. Van ek dink so daar's baie talent locally wat net moet ignite word, verstaan jy? So is alright om mense op die TV te sien, maar mense wat jy ken, mense in jou eie kassie wat jy ook weet wat hy goeie gehalte talent het, whatever it may be, even as it soccer is of musiek of wat, dit inspire mense, verstaan jy? So ons main ding is ook om inspiration te kan wees vir die jonges wat moet opkom, verstaan jy? En veral kyk met hip-hop ook, man, as ek nou moet in 'n hip-hop perspektief en sê, daar's baie mense wat ook hier goeie hip-hop maak, man, verstaan julle? Ja. So ons moet die bar daarom set ook, verstaan julle? Laat hulle ook weet, nee man, ons kan ook diep gaan in die ding en ons hoef nie op oppervlakkige musiek te maak nie. So daai is ook een van ons main goals. So ons wil nie daai oppervlakkige goed te doen nie. So ons wil daarom baie kreatief wees in die way ons songs bymekaar sit, hoe ons dit construct. So julle sal, soos ek sê, as ons 'n project kom release, dan sal julle ook sien dat ons regtig soort in dit ingesit het om dit bymekaar te sit en even elke item op die project is saamgestel in 'n kreatiewe manier of om 'n sekere goal te achieve. So ons rap maar nie net om woorde te laat rym nie, verstaan julle? So dit is die main inspiration wat ons vir die young ones wil gee, verstaan julle, dat dis 'n artvorm wat moet gerespek word, man. So ek dink along the way het dit maar ook van dit kreatiwiteit verloor, man, verstaan julle, van wel ons wil op die mainstream is ook, maar ons wil ook geld maak en al die goeie, maar ons wil ook nie ons core values verloor vir waarvoor ons staan nie, verstaan julle? So dit is belangrik. So daai is die image wat ons wil hê, die youth moet ons insien, verstaan julle? Met daai perspektief in. So ja, dis ook een van die main goeie wat ons voor staan. Ek stem saam. My ouens het die hele ding uiteengesit. So basically, there's a project coming up. We're planning on working with a few other artists, local and national, and just building this platform
om seker te maak om sê as ons hier is, we really did leave something behind. Want kom ons wees realisties, ons kassie is nie een van die grootste kassies nie, maar is een van die kassies wat heavy talented het. Ek gaan nou differ saam met die ouens op een ding om sê coming up, we didn't really have role models. Ek het baie role models gehad. En die Agries het bal gespeel, my broer, op 'n national level vir Celtics en Pirates sal oorson, verstaan jy. Ek het my ouens op die TV gesien, Messi was op die TV, Maurice Capidi, verstaan jy. Daar is mense wat ek in die lokasie gesien het en 1, 2, 3 daar sal op die box, toe sê ek myself, ek nou op die box kom. Just to tell the young ones that there is no restrictions. And met nou se technology, enige een kan dala. If you have a phone and a mic like this, you can record at home. You don't have to wait for us. You don't have to wait for somebody for studio time and pay ridiculous amounts of money. But there is a way of starting. Jy moet net begin en die pad kry. En as jy miskien in onze voetspore kan volg, dan gaan jy 'n bietjie 'n clearer direction kry of waartoe jy moet gaan of wat jy moet dala. Verstaan jy? But for now, on is for the kids, man. It's educational. Ons wil net die leitetjies leer om te sê, first of all, you don't have to dumb yourself down. Second of all, jy moet ken wie jy is, waar vanaf kom jy en jy moet jou roots embrace. Die derde ding is, jy moet nie maak, laat enige een zo sê, jy kan nie doen wat jy wil doen. Verstaan jy? En die laaste enetjie is, you must learn to have fun. Verstaan jy? En die laaste punt is aan die community, the broader community of the Free State. Support your own. Verstaan jy? If you can see what's happening in Cape Town now, the kids are coming up, they're being put on, not by media, not by institutions, by their own people. Verstaan jy? So, kom ons adopt julle die ding oral in Suid-Afrika. Kom ons kyk julle van ons mense en kom ons change die narrative om te sê, ons is net van skietskop en donder. Nee, kom ons doen julle 'n bietjie ander goedes. Yeah. As ons kyk na die festivals, dat bring ons goed artists van die kant. Collaborations, festival organizers, wat in corporations organise tussen local artists en die great ouens. Wat 'n impak sal dit in die industrie? You see, that's a nice thing. In die ou dae toe Dr. Bakaret nog by Pekoffs was met Makufe, we had those opportunities waar national artists gekom het en 'n dag voor hulle performances het hulle vir ons actually free workshops kon gee. Dit word nie weer gedoen nie, want die mense word net betaal, hulle eet die chill to die province uit, dan verdwyn hulle. So daai is iets wat die mense wat nou die festivals gaan, bietjie kan adopt. Daar word nie weer auditions gehou vir die local artists nie. Way back Makufe used to come they used to go around the district and audition artists to be opening acts for these big artists, which means the local artists could perform on the same big stages with the national artists. Dit word nie weer gedoen nie, want die mense cut corners. Verstaan jy? En dit baie ons steek dit weg, hulle steel geld. Want hy geld kom nie in die koffers van die artists nie, en daar is niks artist development in Bloemfontein. Otherwise moet hulle my kom wys wat dit is, en as ek verkeerd is, dan kan hulle my maar kom slaan. Maar ek weet, om te sê, daar is nie die goed is nie. So we need that kind of inclusion. Even us as Honahawk, we do it. There are kids that come to our studio, before you even record, you're going to have a session with us of at least an hour, where we're going to school you on what we think you should be doing. We're going to tell you if you sound too much like somebody else. We're going to try and speak some sense to you. We're going to reason with you, and then we're going to leave you to do your own thing. Maar ons gaan ook nie net los dat jy in die wildernis gaan en nie verstaan nie. Verstaan jy? Right now we have a lot of problems. People are going to say, ja, die mense hulle sê hulle doen nie dit, hulle doen nie dat nie. Gaan kyk wat daar so my bro. Ons gee ook ons submit ook proposals en goedes. Ons weet nie hoekom raak hulle weg of hoekom kom hulle nie uit by die relevant mense nie. Laat ons ook kan funding kry, laat ons ook kan workshops daar vir ons leities in die kassie, laat ons wil werk. Ons is nie, we know exactly what we want to do and how to do it. But at the end of the day, we need help from the people that are in position. But we never see those people until it's election time. En ja, dis hoekom ons ook, ons probeer maar altyd, as artists van ander plekke afkom, om miskien 'n collaboration ook te doen saam met hulle, soos like,
se musiek saam te maak want ons het nou al 'n track wat ons gedoen het saam met Hemelbesem. Hemelbesem is een van die ons regatom daar in die hip hop game. He's a lyrical master. He's a god. Ja, dis hoe ons hom regard. Ons het al saam met Nicotine Long het ons ook iets gedoen toe hy hierso was. Boffen het al iets saam met Krego ook gedoen toe Krego hierso was. So En saam met Long. ja, en saam met Long. So ons probeer om saam met artists van hy kant collaborations te doen sodat dit ook aan die jong mense hier rondom ons inspireer en sien dat okay, die ouens van die Kap wat ons so like, want ons sien die laities hier rond, hulle like die Kap se Afrikaanse hip-hop artists. So as hulle kan sien die ouens that collaborate met die local artists is ook something good wat ons doen, as ek mag so sê. Ja, daar's 'n bra ook aan die ander kant. Fab Beats is 'n producer. Hy het ook al van onze joints geproduce. Verstaan jy? Ons het nog nie eens die man gemiet hier in die Kap en ons is hier, man, span saam. En even onze producer, die wat vir Honnahawk producer, is 'n man wat in Pretoria is. Sy naam Maar hy is van Heidedal. Hy is van Heidedal, maar hy is nou bly nou in Pretoria. Sy naam is Kulex en twee Tata. Hy is ons, that's our big homie. En ja, en die beats wat julle hoor, that's his beats, man. Dope. So ons moet recognition aan hom ook gee. One love, shout out Kulex. You know, yeah, man. Daisy over, you make this thing work, man. One love. Laaste boodskap vir die 5de en die 6de aan die gemeenskap. Voel julle By op, hom te sê, hoor. julle kaartjies, maak seker, Ja. bring die hele familie saam met se family team. Ja. Ja, nee, kyk, die ding is van die 5de en die 6de se event, die Cape to Kimberley en Cape to Bloemfontein. Heideldaagse mense moet bevoorreg voel vir daai tipe event van ek dink is nog lanklaas wat ons so 'n klas van event gehad het hierso in Heidedal in van as jy ook kyk die ouens wat ook kom Culture Gang en Luda G en Mr. Heinz, die ouens van die Cape Town is van die frontrunners in ons genre. Verstaan julle? So dit is ek weet daar's baie mense in ons kassie wat hulle support ook so. Dit is ons moet ook ons mense hoog hou, verstaan julle? So en dit is ek sal like as ons mense kan uitkom en vir ons kom support, verstaan julle? En soos dit ook voorheen gesê word vir ons dit maak ons trots om te sien hier ons mense by ons events, verstaan julle? Dit van ons doen dit vir ons kassie eintlik, verstaan julle? So ja, dit gaan 'n groot ding wees. Dit gaan en ek hoop maar net die mense steek uit met die support, dit sal ons waardeer, ja. En ja, kyk die ding is ek hoop ook die event gaan die deure oopmaak vir nog vele meer van soortgelyke events wat ook moet kom plaasvind hierso in Heidedal self. Verstaan julle? En die event is ook nie net vir Heidedalse mense. Jy moet weet, kyk, musiek is 'n ander ding van jy hoef nie die taal te verstaan om te geniet nie, verstaan nie. So almal is welkom, die hele Bloemfontein kan kom hierso by die event van ons, verstaan julle? So ja, ons is nogal trots dat die event hierso by ons in die locally gaan hou word en ons hoop maar net die support sal daar wees. Hoop julle voel ook soos ons oor die event, ja. En ek wil dankie sê vir die ouens die event organisers, Botchet, hulle die ons aan kennis sou wie is dit nog, Elegant DJs, Hip-Hop React. Yeah, so ja, dankie ouens, much love. En ja, Heidedal, last word, Heidedal, kom ons wys die mense van die Kap dat as hulle hiernatoe kom, dat ons hulle wys wat 'n treatment gee ons hulle en ons wys hulle dat om te sê ons mense kan support because daai kante hulle word support daai mense. So ons wil hê die mense van die Kap moet hier kom en sê Heidedal, Heidedal. Kom ons wys die mense wie is ons, man. Ons weet dan Heidedal kan dit doen, man. Ja. Let's pull up in the numbers. Let's have a great time. En kom ons begin julle iets nuut in Heidedal. I don't know what the next event's gonna be, who's gonna be having it, maar ek is ook daar. So as jy weet jy gaan iets kom beplan in die dal, ons is klaar besig om hy ding te create om te sê ons moet by mekaar kom. Give thanks. Salut, maar seker dis